Goeiedag almal, baie welkom by In die Tunnel. Ons gesels sport van die komende naweek, Saterdag, Sondag. Ons gaan ook so 'n bietjie kyk wat selfs Maandag gebeur, maar daar is lekker baie sport en dit is Namibië ook groot rugby. Daar's lekker een, dis die Pumas is in Windhoek. So dis Welwitschias teen die Pumas, 'n sterk span van Pumas wat teen die Welwitschias speel. Dis Saterdag, ons gaan daaroor praat. En dan ook gaan ons baie internasionale sport na kyk onder andere weer rugby. Dis die rugby wat die naweek of wel die Lions, die Britse en Ierse Lions speel. Hulle begin so 'n oefenwedstryd teen Argentinië. Ons gaan hoor wat sê die kaptein van die Britse Ierse Lions, dit is Marjo Atojo en hy is die kaptein vir die toer na Australië en dan vlieg hulle na hierdie eerste oefenwedstryd en gesels ook met Mike Potgieter daaroor. Mike Potgieter gesels ook saam oor wat in SA rugby tans gebeur in die Barbarians wat op pad is na Kaapstad om teen die Springbokke te speel. Dan op die golfbaan, dit is die vroue PGA wat gespeel word, een van hulle 5 majors, soos hulle in Engels sê. Ons hoor wat sê Lydia Ko, sy is van Nieu-Seeland en hoor ek wat haar mening is van die baan en om daar te speel. In die manskant is dit die PGA wat verder toernooi speel, dis die Travelers Kampioenskap en JJ Spaun, hy is die man by die PGA of die Amerikaanse Ope eerder die afgelope naweek gewen het en hy is ook weer daar in aksie. Ek dink hy is 'n bietjie moeg van al die rondjaag en al die champagne drink, maar ons hoor wat sê hy en hoe hy gevaar het en dan kyk ons ook na ander sport, onder andere cricket. Ons is nou bederf met al die 5-dag cricket wat die Proteas manspan van Suid-Afrika die wêreldtoetskampioenskap gewen het en dit is nou volgende toetskriket wat op pad is. Dit is Engeland teen Indië wat Vrydag begin en ons hoor wat sê Ben Stokes, die kaptein van Engeland se cricketspan. So as 'n klomp sport wat gebeur, natuurlik ook kyk ons wat in Namibië gebeur. Maar kom ons spring weg met daai rugby. Dit is die Britse Ierse Lions. Hulle speel teen Argentinië. Dit is in Ierland, in neutrale veld en dit lyk my volgepakte stadion. Dis 'n oefenwedstryd voordat hulle oorvlieg na Australië vir hulle toer, ook van 3 toetse wat hulle daar gaan speel. Maar kom ons hoor wat sê kaptein, die toerkaptein van die Britse en Ierse Lions, dis Marjo Atojo. En soms die gevoel wat hy het, hoe dit voel eintlik maar eerder om daai span aan te voer. No, it's going to be amazing. It's been very nice to be so warmly received in Dublin because that tends not to be the case. Walking around the streets today and this week, but no, it's going to be amazing. It's going to be a great spectacle. It's one which the players just can't wait for, to be honest. We can't wait to get out there. We can't wait to show ourselves and show everyone what we've been about, and we very much look forward to it. Dat die kaptein van die Britse en Ierse Lions van 2025, Marjo Atojo. En kom ons hoor ek wat sê Mike Potgieter. Ek het met hom lekker gesit en gesels en ons het 'n bietjie gekyk en gewonder wat kan gebeur. Hoe gereed is Australië onder andere om hierdie sterk span van die Britse en Ierse Lions aan te vat? Maar die Britse Ierse Lions, dit begin dis altyd op in elke 4 jaar en dit maak dit baie uniek, spesiaal. Kom net elke 12 jaar eintlik na jou land toe op daai routine. Hulle gaan Australië toe. En Australië was verlede jaar nie op 'n goeie plek nie. Moeilik om te bepaal waar hulle is. Hulle franchises, Brumbies en so voort het baie beter gedoen, veral teen Nieu-Seeland se spanne. Maar dit skop af nou Vrydag in Dublin of in Ierland teen Argentinië. So dit begin nou. Wat jy raak gesien, ek weet daar's interessante senterkombinasies en hulle begin 'n spanne so half mik, maar dis nog maar net om die manne nou net uit die blokke te kry. Ja, ek dink op die stadium kan jy nog nie te veel lees in die Lions groep in terme van wie gekies is nie. Kyk, ons weet dat die noordelike spanne het geweldige goeie agterspelers. En ek dink dit is waar die geheim vir die Britse en Ierse Lions gaan lê hierdie hele toer. Maar dan het jy 'n vinnige kykie na die Argentynse span. Ek het juist gesien dat hulle nou 'n paar nuwelinge bekend gestel. So ek dink 'n span soos Argentinië gebruik ook hierdie geleentheid om 'n paar nuwe kombinasies te toets met die opbou tot 2027. En ek weet, dis nog 2 jaar van nou af, maar ek dink Rassie het internasionale rugby heeltemal verander in terme van die moet heeltyd vooruit. Vir die Lions dink ek centers gaan altyd 'n impak hê en vleuels. Ek dink dis waar die Lions gaan se sukses gaan lê. Ja, hy 2 vir die eerste wedstryd, dis miskien 'n ander ding wat in die res van die toer gaan doen nie, maar hy 2 12s gekies op senter. So iemand moet nou 13 speel. Maar baie keer was in die ou dae was daar links en regs wat hulle gespeel het, dan soms speel hy binne, soms speel hy buite. Maar Teopolopo van Skotland en dan Bondi Anki. Ek sê met 'n naam want hulle kom eintlik nie van Brittanje af nie. Hulle kom verseker nie van Brittanje. Europese spelers albei daar van die Suidsee eilande eintlik. Maar hulle is die centers, was sterk fisiese manne. Maar een van daai twee gaan die nommer 1 wees nie. So dink iemand soos Hugh Jones as hy terugkom waarskynlik 13.
Definitief, en dis die lekker van iets soos die Leeu's. Jy sien nou spelers van verskeie lande wat nou ewe skielik begin saamspeel. So die Leeu's speel op een van daai tipe aanskoulike wedstryde met 'n wedstrydplan wat jy soveel aanvallende spelers het en met Aki, Hugh Jones noem dit met die Van der Merwes en al daai ouens wat nou ook moet bykom. Dink ek dis die leksheid van 'n afrigter wat Farrell het in hierdie tipe spelers. En dat dit gaan interessant wees om in 'n wedstryd soos Argentinië te sien wat die rol van hierdie spelers gaan wees en hoe dit gaan uitspeel in Australië. Maar ek moet vir jou sê, ek dink definitief iemand soos Aki gaan die senior rol vertolk daarso en dat hy dalk meer die middelpunt op daai posisie sal wees en dat daar eksperimentele spelers saam met hom aangestel sal word. Dis so van dit, is dan iets omtrent 'n toer. Onthou in die vroeë jare was dit altyd Nieu-Seeland ook het gekom het hulle speel teen provinsiale spanne en toetse. Ek weet Suid-Afrika en Nieu-Seeland kyk na 'n reeks wat hulle oor 'n paar jaar gaan begin wat Nieu-Seeland en Suid-Afrika kom teen provinsiale spanne speel en 3 toetse speel en omgeruil. Dit gaan briljant. Ek dink ook elke 4 jaar beplan, ek praat oor 'n korreksie. Maar lekker om te sien hierdie opbou want hulle speel teen die provinsiale spanne. Dit begin dan sommer volgende naweek al en dan speel hulle teen Western Force. En dan die drie toetse so van middel Julie af 18 Julie die eerste toets. Maar ek dink Australië het genoeg gedoen van verlede jaar en 2 jaar terug se swak wêreldbeker om so sterk leerspan te kan uitdag. Ek moet vir jou sê, ek dink daai bekommernis oor die res van die wêreld is nog steeds daar en as ons in die res van die wêreld voel dat dit effens eensaidig gaan wees, dink ek daar's tog bekommernis in die Australiese kamp. Ons het verskeie goeders gesien in die media met afrigters wat sê die spelers moet meer verantwoordelikheid vat. Ek gaan so 'n bietjie uittreë en die spelers gaan besluite maak en daai tipe goeders dink ek bring nie net onsekerheid in die kamp nie, maar by ondersteuners. En ek weet daar was nie te lank terug gewees waar die wêreld gesê het, hoorie, is dit tyd vir die Leeu's om dalk Australië te skiep en liewer ander opponente te gaan soek. Ek dink tog Australië is daai een span wat geweldig baie ervaring het in die jeuglikheid van die spelers. Hierdie is onbekende spelers vir die wêreld baie keer en jy weet nie eintlik wat om te verwag van hierdie opponente nie. So ek moet vir jou sê, ek dink dit gaan 'n baie nader stryd wees as wat die wêreld dink ek wil erken. Australië sal hulle tuisveld wil verdedig. Ja, dankie Mike. Ja, lekker vooruitsig. Britse Ierse Leeu's, hulle gaan vlieg na Vrydag se oefenwedstryd natuurlik na Australië. Hulle speel teen die Western Force, hulle eerste wedstryd volgende week en dan die eerste toets gaan so middel Julie wees, 19 Julie, wat die eerste van 3 toetse gaan wees. Kom ons kyk ook verder wat met die Springbokke gebeur. Dit is die Springbokke wat teen die Barbarians gaan speel volgende naweek. En ek en Mike Potgieter het ook gesels en ons wonder so 'n bietjie of die Bokke nou gereed is en of hulle gereed is vir die Barbarians vir die internasionale seisoen. Baie spelers wat nou terugkom na provinsiale verpligtinge. En die gesels ek weer saam met Mike Potgieter. Maar dit is weer die internasionale rugby wat nou op ons voorgrond is. Ons is gewoond om heeltyd URC Verenigde Rugby Kampioenskap te praat. Dis nou agter ons moet dit nou saggies sê. Ongelukkig nie 'n wen vir Suid-Afrika nie. Die Bulls wat daai finaal ongelukkig verloor het teen Leinster 32-7. Maar dink daar's baie lesse geleer. Ek dink Suid-Afrikaanse rugby leer ook uit so 'n finaal uit. Miskien is jy vinnig net ek wil graag oor die Leeu's praat, die Britse Ierse Leeu's wat nou ook in aksie is, wat nou begin speel, altyd 'n groot een, hè. Springbokke het bymekaar gekom. Nou moet almal weer hulle provinsiale treye uittrek. Rassie het almal bymekaar. Eerste wedstryd teen die Barbarians in die Kaap. Wat jy ook optel in die media, lyk of dit almal wat nou beskikbaar is ten minste 'n gelukkige groep is sover. Ja, definitief. Daar's heelwat beserings natuurlik op daai lys van wat ek dink Rassie hulle sou wou gekies het. Die nuutste een natuurlik nou Pieter-Steph du Toit wat nie beskikbaar gaan wees vir die eerste 4 toetse van die Springbokke nie. Maar oor die algemeen dink ek Suid-Afrika het oor die paar jaar van 2019 af regtig suksesvol diepte gebou. So ek dink nie daai beserings is te kommerwekkend vir Rassie hulle nie. Ek dink ook so aan die een kant is hy amper al bly want dit gee hierdie nuwelinge in die groep ook baie meer blootstelling. So as jy vorentoe kyk na 2027 toe, dink ek definitief hierdie is baie belangrike ervaring wat nuwelinge wat inkom op kan doen, maar ook ek dink oor die algemeen Rassie is baie gelukkig oor die wie beskikbaar is. Lekker nuwe name wat 'n ou sien en wat 'n ou graag sal wil sien. Ek dink dat byvoorbeeld nou die jongeling wat almal nou laat gons hier van UCT af wat saam die Springbokke begin oefen en in die media soos jy sê, het Rassie ook gesê, is hy nou al reg vir Springbok? Ons weet nie, maar hy kry baie waardevolle ervaring en ek dink dis wat die Springbokke spesiaal maak. Ouens leer van die veld af by baie ervare spelers. Ja. Ook net vinnig as mens kyk na spelers wat beskikbaar is vir sekere wedstryde, as Pieter-Steph du Toit nie beskikbaar is beter as hy miskien teen die Italië en daai toetse mense van Italië nou
onderskat nie. Maar hy moet verseker probeer reg wees vir hy 2 toetse teen die All Blacks. Dit is waarvoor hy seker opbou. Net op dit miskien, nommer 7 flank, al die posisies voel jy daar's iemand wat kan instaan vir almal. Dis een posisie wat jy voel dat Pieter Steph du Toit is soveel beter as die res eintlik in wêreldrappie. Dink jy hy sal bly by 'n groter tipe? Pieter Steph du Toit was 'n slot in sy jonger dae. Hy kan ook slot speel. Rowan Nortje het nou vir die Bulls daar gespeel. Mostert het ook baie wedstryde van slot af daar gespeel. Dink jy dis die rigting wat hy sal dink om nog steeds 'n groter, amper 2 meter lange 7 te kies? Ek dink dis die een lekker kopseer wat iemand soos Rassie het, is behalwe vir die spelers wat dalk homself in 'n spesifieke posisie sit, om sy speelloopbaan so 'n bietjie langer te maak en deel te wees van daai 2027 wêreldbeker. Ek dink Rassie het daai lekker kopseer om te sê dat daar baie veelsidige spelers is wat, soos jy gesê het, onder andere Pieter begin het op slot. Ek was die eerste een wat toe hulle hom flank toe skuif, dink ek, waarmee is julle besig? En vandag 'n hele paar later is ek die eerste een wat sê, goed, ek moet ingee. En ek dink daar's soveel ander spelers, maar ja, ek dink tog daai speler begin dink, waar kan ek my loopbaan so 'n bietjie verleng en waar kan ek waarde toevoeg tot die Springbokke, veral met hierdie jongelinge wat besig is om in die deur te kom. Laastens ook, ons sal volgende week praat oor die Barbarians wedstryd meer in detail, maar soos Tony Brown sal seker dan baie opgewonde wees om die span af te rig vir 'n Barbarian wedstryd, want dan gaan sy agterspel en meer voortvarende agterspel bietjie oor die voorgrond kom. Dit is 'n belangrike komponent vir die Springbokke ook. Jy wil nie touch rugby speel die bal net rondgooi nie, maar in moderne rugby moet jy die agterspelers moet verseker leer om meer breed te druk uit agterspel. Definitief, en ek dink as jy gaan kyk na die Springbokke, en soos jy sê, ons gaan volgende week nou 'n bietjie meer in diepte daaroor praat, is die wedstrydplan regtig so om daai spelers te kies wat regtig daai X-faktor spelers is. Ons het gekyk, ons is bederf met Fields, Cheslin Colby, Kainan Moody, hulle Kirkley Arends, hulle Makazole Mapimpi, die lys gaan aan. Dis spelers wat as hulle spasie het, vir jou verseker dit moeilik gaan maak. En ek dink met spelers so Sasha van Berg en Komezulu wat 'n baie groter integrale rol gaan begin speel, saam met iemand soos Manie Libbok. Ons sit met loskakels wat hou daarvan om die wedstryd los te maak, ervaring het wat nou al opgedoen het op die hoogste vlak in terme van wêreldbekers, en dan bring jy bestendigheid soos Andre Pollard. Ek dink die Springbokke is regtig 'n goeie plek om jou te klop met enige wedstrydplan, want jy sit met Fields wat baie lus is vir hardloop. Ja, dankie Mike. Ja, lekker vooruitsig, die Springbokke wat weer gaan speel en gaan 'n moeilike wedstryd wees. Nie die Barbarians hulle 'n sterk span gekies, maar dit gaan ook aanskoulike rugby wees in Kaapstad volgende naweek. Kom ons gaan net tennisbaan, voor ons advertensiebreek vat, dit is die Queen's toernooi, dis nou tyd vir grasbaan tennis, hulle het nou lank op klei gespeel, dit is die Queen's toernooi daar in Londen, mansafdeling, die finale Sondag, Carlos Alcaraz is nommer 1 gekeer, so ons sal sien hoe hy vaar, ook in die res van die toernooi, of hy deur kan gaan na die eindstryd, natuurlik heel ander oppervlak tussen klei en gras, maar kom ons vat 'n advertensiebreek, as ons terugkom, dan kyk ons na golf en na sokker ook onder andere. Welkom terug by In die Tunnel, lekker sport naweek wat voor ons lê. Dit is internasionale sport waarna ons kyk wat Saterdag en Sondag gebeur. En 'n golfbaan, daar is hulle het al donderdag begin speel, eerste rondes. Dit gaan Sondag klaarmaak. En een groot is die vroue PGA. Dis een van die 5 majors op die Amerikaanse of die vroue kalender. Hulle speel die PGA, dit word daar in Texas gespeel en na die eerste ronde is dit Ataya Tatikul wat voor is. Sy het 4 onder baansyfer gespeel. Van die ander spelers wat ook daar in aksie is wêreldsnommer 1, Nelly Korda, sy was gelyk aan syfer. Lydia Ko, sy is ook 'n voormalige wêreldnommer 1, sy speel uit van Nieu-Seeland of sy is 'n Nieu-Seelander. Sy het ongelukkig 3 oor syfer in die eerste ronde gespeel, maar kom ons hoor by haar wat sy ook te wagte is van die baan en om in die PGA te speel. Yeah, this is a fairly new golf course, so there's not a lot of information out there. I think some people probably heard that I prepared for the U.S. Women's Open by watching YouTube golf. There wasn't much of that here, so I didn't, get that kind of, preparation coming in. But yeah, Steve Stricker, I think, shot 20 something under par to win, which seems like a very low number out here, and I feel like this kind of golf course, it's dictated a lot by what time of the year you play, and it's not that firm and fast yet, and I think there may be a little bit of rain in the forecast, so I think the course is probably going to play a lot longer than maybe how the seniors men played it a couple years ago, but we've got the world's best here, and I wouldn't be surprised if there are a few low numbers, but it's a major championship. I don't think we're all expecting to shoot
5, 6 under every day. There might be the occasional low one, but it's going to test us in every element. And I think this golf course is great because it kind of fits all types of players. Obviously, if you're a little longer, I think you can carry some of the bunkers that's more in the middle of the fairway. But other than that, I think it's not really that favorable towards one type of player, and that obviously makes it more interesting because it opens out the leaderboard a bit more. Dan Lydia Kou van New Zealand, en ja, is nog net die eerste ronde, so sy kan nog in die tweede ronde ook goed vaar om nog die afsnypunt te maak en hopelik die naweek te kompeteer vir daai titel. Suid-Afrikaanse belang, Ashley Bohai, sy is 3 oorbaanssyfer ongelukkig en Paula Rito 1 oorbaanssyfer na die eerste ronde. Op die Amerikaanse PGA, dit is die groot Amerikaanse Ope wat agter ons is, JJ Spaun het daar gewen, hy is van Amerika, dis nou die Travelers kampioenskap wat gespeel word. Wêreldsnommer 1 en 2 wys hulle spiere, dit is Scottie Scheffler, hy is op -8 na die eerste ronde, en dit is baie laer tellings as die afgelope naweek daar in Pittsburgh by Oakmont, en Rory McIlroy is 6 onderbaanssyfer. JJ Spaun, wat die Amerikaanse Ope gewen het, dink dit is maar moeilik al die media en al die ander verantwoordelikhede. Hy het ingeskryf vir die toernooi wat bietjie verbasend was, so vinnig na 'n groot wen, en hy het bietjie gesukkel, hy was 2 oorbaanssyfer, maar hopelik kan hy terugkom en nog steeds die afsnypunt maak. Maar kom ons hoor wat sê JJ Spaun self en of hy regtig reg is om so dadelik te speel. So hier is die Amerikaanse Ope kampioen JJ Spaun. I'm not like fully in the clouds still, but we're getting a little below the ceiling, the cloud ceiling. But yeah, it's been a whirlwind, and everything that the aftermath of this whole championship has been so crazy, but so much fun, and all these doors opening. It's stuff that you don't expect ever really to happen in your career. The Dodgers reaching out, and Ryder Cup potential, and the Today Show. It's insane, but I'm super grateful to have won the championship and be given this experience, and something I'll never forget, obviously, for the rest of my life. I guess I'm a part of history now. Dit dan JJ Spaun, die Amerikaanse Ope wenner, en een groot voordeel van om die Amerikaanse Ope te gewen het, is hy het nou op die ranglys om vir die Ryder beker span gekies te word, het hy baie opgeskuif, en hy gaan verseker in hy span wees, want hy is nou 3de op die lys. Die kaptein van hy span is Keegan Bradley, en hy speel ook in die Travelers kampioenskap, en hy praat oor om JJ Spaun en sy span te hê vir die Ryder beker. So I am so thrilled for him to have won that tournament. He's played just so great this year, and I think going to a course like Bethpage Black, the people are really going to be behind a guy like JJ Spaun. His story is incredible. He's a hardworking guy that's just building and building and building his whole career, and then to win the U.S. Open at Oakmont, in my eyes, is the pinnacle of major golf. It's as tough as you can get, and I think he's a guy that people at Bethpage will really resonate with, and a guy that on our team is the heartbeat. He's now the U.S. Open champion, and that's a heavy burden to bear, but that's also a great thing to have on your team, and I'm really proud to have him on this team, because it's really difficult to make your first team, and to go out there the way he did this year and play in these big events this well is a testament to what a player he is. Dit dan Keegan Bradley, die kaptein van Amerika se Ryder beker span. Dit word nog oor later die jaar wat hulle teen Europa speel. Kom ons gaan na die sokkerveld, dis nog nie die Engelse Premier League wat begin het nie, hulle gaan eers later in Augustus weer begin, maar daar is 'n unieke, hulle noem die FIFA Club Wêreldkampioenskap of die Wêreldbeker. Dit word meestal daar in Amerika, as daar klomp wedstryde wat plaasvind in Los Angeles, is dit die Los Angeles Football Club of Soccer Club wat speel teen Esperance. Bayern Munich, hulle speel teen Boca Juniors, en dan Suid-Afrika se Mamelodi Sundowns, hulle is ook in aksie, 'n baie groot wedstryd vir hulle speel teen Dortmund, en dit is Saterdag 6uur vir die wat dit wil kyk. Inter Milan wat speel teen Arawa Red Diamonds, dit is 9uur die aand, en dan Sondag is daar ook wedstryde, steeds in die klub wêreldkampioenskap, dit is Flamini's, dit speel teen Ulsan, dan is dit River Plate wat speel teen Monterrey, en Juventus teen Wydad Athletic Club, en Real Madrid teen Punchaka. So dit is klomp internasionale klubs wat daar speel. Sterkte vir Mamelodi Sundowns, die Suid-Afrikaanse klub wat ook daar speel.
Kom ons gaan na die cricketveld. Dit is die afgelope tyd wat ons weer lekker blootgestel was aan toetskriket. Die Proteas manspan, hulle het die wêreld toetskriket kampioenskap gewen teen Australië. So mense eintlik nou weer lus om meer toetskriket weer te kyk en daar's genoeg daarvan. Dit is Engeland en Indië wat nou 50 toetse gaan speel. Die eerste een begin Vrydag op Edgbaston en dit is dan Engeland en kom ons hoor wat sê Ben Stokes. Hy is die kaptein van Engeland se cricketspan en veral met opwindende cricket want hulle noem dit baseball. Die afrigter Brendan McCullum van Engeland hy is 'n Nieu-Zeelander, hy glo in aanvallende toetskriket. Kom ons hoor wat sê Ben Stokes of hulle nog steeds opwindende cricket en aggressiewe cricket wil speel. Yeah, they're always, obviously, India always brings excitement with them wherever they go in the world. You know, we still want to be known as a team who play an exciting style of cricket, but, you know, now we are, not that we never wanted to win every game that we played, but, you know, it's sort of changing the sort of, what we say, how we say it. So, you know, we want to be playing an exciting game of cricket because we know that sort of that's what brings the best out of individuals, brings the best out of us as a team. But it's about winning. Ja, dan Ben Stokes, die kaptein van Engeland se cricketspan, groot cricket wat daar gespeel word in Engeland, toetskriket. En kom ons kyk wat in Namibië gebeur. Daar's 'n besige sportnaweek en een van die grootes is die rugby by die Hage Geingob stadion. En dit is Saterdag. Is eintlik 'n internasionale vriendskaplike wedstryd as mens dit so kan noem, want is die Welwitschas wat speel teen besoekers van Suid-Afrika. Dis die Airlink Pumas en dit is 'n 3 uur afskoptyd by die Hage Geingob stadion. Vir die wat nog wil kaartjies kry, dis $100 Namibiese om te gaan kyk en vir die kinders 12 tot 16 jaar is dit net $50 Namibiese. En as jy jonger as 12 is, gaan jy dit kosteloos in. So koop hy kaartjies en dit is by eticket.my.na wat mense nog kaartjies kan kry. Vir die wat buite in Windhoek is en nie daar kan wees nie, kyk dit ook lewendig of kyk dit direk op oneup2.com en natuurlik op kanaal 285 word dit uitgesaai op NTV. So ook kan mense op YouTube by Netwerk Media Hub kyk. So daar's 'n klomp plekke om dit te kyk as jy nie in Windhoek is nie, maar dit is 'n briljante wedstryd om te gaan kyk. Wat lekkerder om 3 uur die middag 'n lekker sterk span soos die Pumas te gaan kyk wat hierdie Welwitschas speel. Net voor dit is daar ook die klap rugby, dit is een eindstryd, dit is Namibia Rugby Unie se eerste liga finaal. Dis die Etosha Lions wat speel teen Oranje Moon. So die manne kom van ver, kom van die noorde, kom van die suide. Hulle speel 12 uur afskoptyd so in die middel van die dag en dit word ook uitgesaai op al die netwerke wat ek net nou oor gepraat het. Maar as jy 'n kaartjie het natuurlik vir die wedstryd teen die Pumas, ook 'n kaartjie is geldig, gaan vroeër gaan kyk 'n lekker voorwedstryd die Etosha Lions teen Oranje Moon. Dan ook bergfiets wat plaasvind in Windhoek, dit is daar wes van Windhoek, dis die Longreach Addicts, dis 'n Hollandse Winter Solace Ride noem hulle dit, en dit is van 7:30 die oggend, dis daar in die rigting van Danviljoen, net daar verby die sekuriteitspunt, ry jy met die C28 en dit is 100 km wat daar gery word, so dit is 'n lekker ene Saterdag. Daar's ook naby Okahanja, is daar ook 'n Netbank Rock and Rad, dit is ook bergfiets, dit is 'n cross country soos hulle sê, dit is die XC4, dit is by Farm Bergkool en alle ouderdomme daar in verskillende kategorieë, so daar's 'n klomp bergfiets aksie reg oor Namibië. Dan op tafeltennis, dit is by Wanderers in Pionierspark, is 'n Namibia tafeltennis verenigings, Namibiese Ope, grootte van die jaar, dit is Phoenix Versekering wat weer daar borg, Phoenix Namibia, en dit is van 9:00 die oggend af al Saterdag, dit gaan tot laat wees, daar's lekker prysgeld, $2000 Namibiese vir die wenner, en dan gaan dit so af vir die top 3, so dit is lekker tafeltennis aksie by die Wanderers, en dan ook vinnig golf by Mariental, Mariental se beurt vir die Netbank for Good, die reeks wat Dan Swiebel aanbied, so 'n briljante golf ook daar by Mariental, ook die manne speel lekker golf daar, en dan laastens maandag ook, as mens so na die naweek gaan, daar's groot cricket ook, dit is FNB Namibia Cricket Stadion in Olympia, dis die tweede 50 bilbeerd wedstryd, dis die FNB Eagles, dis die Namibiese nasionale manspan, hulle speel teen die Assam Cricket Vereniging se span, hulle is van Indië, so lekker internasionale cricket, dis 9:30 vir die eerste bal daar gebal word. So is 'n klomp sport internasionaal in Namibië, oral is daar sportaksie die naweek, ek hoop is 'n lekker ene, daarmee volstaan ek, so my gunsteling om na te kyk gaan wees die Pumas wat speel teen die Welwitschas Saterdag 3 uur, ons gesels weer volgende Vrydag hier in die Tonnel, groete en lekker sportnaweek.